Welkom terug, en vandag is ons by les 45, en het sê, God is die geestesdenke waarmee ek dink. Vandag se idee bevat die sleutel tot wat jou werklike gedagtes is. Hulle is nie wat jy dink nie. Net soos wat jy dink jy sien, geen verband hou met visie op enige wyse nie. Daar is geen verband tussen wat werklik is en wat jy dink werklik is nie. Niks wat jy dink jou regte gedagtes is, kom enigstens met jou regte gedagtes ooreen nie. Niks wat jy dink jy sien, toon enige ooreenkoms met wat visie jou sal wys nie. Jy dink met die geestesdenke van God. Sodoende deel jy jou gedagtes met hom, soos hy syne met jou deel. Hulle is dieselfde gedagtes, want hulle word deur dieselfde geestesdenke gedink. Om te deel beteken om eenders of een te maak. Ook verlaat die gedagtes waarmee jy met die geestesdenke van God dink, nie jou geestesdenke nie, want gedagtes verlaat nie hulle bron nie. Daarom is jou gedagtes in die geestesdenke van God, nes jy is. Hulle is ook in jou geestesdenke, waar hy is. Soos jy deel van sy geestesdenke is jou gedagtes deel van sy geestesdenke. Waar is jou werklike gedagtes dan? Vandag gaan ons probeer om hulle te bereik. Ons sal hulle in jou geestesdenke moet soek, want dit is waar hulle is. Hulle moet steeds daar wees, want hulle kon nie hulle bron verlaat het nie. Wat deur die geestesdenke van God gedink word, is ewig, omdat dit 'n deel van die skepping is. Ons 3 oefenperiodes van 5 minute elk vir vandag neem dieselfde vorm aan as wat ons gebruik het om gister se idee toe te pas. Ons sal probeer om die onwerklike agter te laat en die werklike te soek. Ons sal die wêreld afwys ten gunste van die waarheid. Ons sal ons nie deur die gedagtes van die wêreld laat terughou nie. Ons sal ons nie deur die oortuigings van die wêreld laat vertel dat wat God wil hê ons moet doen, onmoontlik is nie. Ons sal inteendeel probeer insien dat alleenlik wat God wil hê ons moet doen, moontlik is. Ons sal ook probeer begryp dat ons net dit wil doen wat God vir ons wil. En ons sal ook probeer om te onthou dat ons nie kan misluk om te doen wat hy wil hê ons moet doen nie. Ons het alle rede om vol vertroue te wees dat ons vandag sal slaag. Dit is die wil van God. Begin vandag se oefeninge deur die idee vir jouself te herhaal en sluit jou oë daartydens. Bestee dan 'n redelike kort tydjie om 'n paar verwante gedagtes van jou eie te dink, terwyl jy die idee in gedagte hou. Nadat jy ongeveer 4 of 5 gedagtes van jou eie tot die idee gevoeg het, herhaal dit weer eens en sê saggies vir jouself: My werklike gedagtes is in my geestesdenke. Ek wil hulle graag vind. Probeer dan om by al die onwerklike gedagtes verby te gaan, wat die waarheid in jou geestesdenke bedek, en die ewige te bereik. Onder al die sinlose gedagtes en dwaase idees waarmee jy jou geestesdenke volgestop het, is die gedagtes wat jy in die begin met God gedink het. Hulle is nou volkome onveranderd, daar in jou geestesdenke. Hulle sal altyd in jou geestesdenke wees, presies soos hulle altyd was. Alles wat jy sedertdien gedink het, sal verander, maar die grondslag waarop dit berus, is volkome onveranderlik. Dit is op hierdie grondslag dat vandag se oefeninge gerig word. Hier is jou geestesdenke verenig met die geestesdenke van God. Hier is jou geestesdenke een met syne. Vir hierdie soort oefening is slegs een ding nodig. Benader dit soos jy 'n altaar sou nader, wat in die hemel aan God die Vader en aan God die Seun toegewy is. Want sodanig is die plek wat jy probeer bereik. Jy sal heel waarskynlik nog nie in staat wees om te besef hoe hoog jy probeer gaan nie. Maar selfs met die klein bietjie insig wat jy reeds verwerf het, behoort jy in staat te wees om jouself daaraan te herinner, dat dit nie 'n beselagtige speletjie is nie, maar 'n oefening in die heiligheid en 'n poging om die koninkryk van die hemel te bereik. Probeer tydens die korter oefenperiodes van vandag onthou hoe belangrik dit vir jou is om die heiligheid te begryp van die geestesdenke wat met God dink. Neem 'n minuut of 2 om, wanneer jy die idee deur die dag herhaal, jou geestesdenke se heiligheid te waardeer.
Staan op sy, hoe kort ook al, van alle gedagtes wat hom, wie se gasheer jy is, onwaardig is. En bedank hom vir die gedagtes wat hy met jou dink. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef